Goeiemiddag Suid-Afrika op hierdie Sondag. En is 'n vars lentemôre hier by ons. Ons het gisterand 'n lekker storm gehad. Ek is Monay Botha, Koepel TV korrespondent en 'n update vir die Iran-oorlog. Dis nou 1400 Bravo tyd, 1400 Suid-Afrika tyd by die berig. So in die laasnag het die Amerikaners die tweede vlieënier wat af is daar so in Iran wat weggekruip het nou al vir amper 48 uur gekollek. Hy is nou veilig terug. En daar was nogal 'n groot operasie om dit in die gang te kry. Daar was 'n hele klomp vliegtuie betrokke. Daar was deception betrokke en allerlei ander goed wat die militêre altyd maar doen om so 'n operasie uit te voer. So die deception wat betrokke was is byvoorbeeld die weermag het goed gedoen, vliegtuie op sekere plekke gaan vlieg ver van waar die vlieënier eintlik was. En so afleidings gedoen en dan ook informasie geleek dat hy klaar gered is al en dat die Iraniërs nie moet soek nie. So ongelukkig vir Iran is dit nou 'n geleentheid wat hulle kon gehad het vir groot propaganda is nou gone. So as hulle hom kon gecapture het, sou dit lekker vir hulle gewerk het vir propaganda, maar ongelukkig vir hulle is dit is nou uit. So dit staan die feite by staan. Daar's nou al 2 vliegtuie afgeskiet van Amerika en vijandige afskiet in Iran, die F-15 met daai 2 pilots en 'n A-10. Dis die enigste 2 vliegtuie wat Iran nog so ver kon afskiet. Nou het Iran uitgekom met hulle weermag het uitgekom en gesê, wel, hulle het nou nuwe lugafweerstelsels gebou hulle self wat hulle net gehou het tot nou toe en hulle gaan dit nou uitbring en nou die Amerikaners en die Israelies soos vliee afskiet. Nou wonder ek by myself, as jy nou hierdie goed kamstig gehad het, hoekom het jy dit nog nie die laaste 35 dae gebruik terwyl die Amerikaners en die Israelies so julle weermag uitgesort het nie, julle weermag vernietig het nie. So dis maar net tipies nog steeds die propaganda wat Iran uitkom. Dis al wat hulle kan doen nou is met sulke propaganda uitkom om te sê, wel, ons kan julle nog hier neerslaan. Intussen het Israel nou oorgeskuif met hulle strikes op petrochemical plants. Hulle het nou hulle skuif vanaf die fabrieke wat wapens kan maak na die ander plekke wat voorsiening kan maak om daai wapens voor te bou. En intussen berei die Amerikaners ook voor dan vir president Trump se deadline wat nog so 30 ure op so uit is, môre aan middernag Amerika tyd of Iran tyd is sy deadline verby. Dan ons nou maar kyk wat kom daar uit. Ek verwag op die oomblik, want dit lyk definitief of Iran hulle self gaan hou by hulle gaan nie verder wil onderhandel nie of hulle dink hulle kan ons fight. Wel, dis die regime se ouens wat dit sê. Ons weet nie of daar ander ouens is wat met president Trump onderhandel nie. Ander faksies nie en jy weet, daar's informasie wat in die agtergrond gebeur wat niemand van weet nie. So ons sal sien of dit uitkom of dit gaan stop, maar dit lyk vir my op die oomblik gaan na middernag môre aand in Iran se tyd groot strikes kom. En dan ek dink nie dan lank daarna nie gaan dit net alles verby wees. So ons sal nou maar sien hoe werk dit uit. Maar goeie nuus is dat hy pilots is teruggekry. Iran het hulle geleentheid nou verloor daar om vir propaganda doeleindes. En so gaan ons voort. Enige ander berigte wat vandag uitkom sal ek vir julle later gee. Dit is nou eens tyd om reg te maak vir kerk vir ons, want dit is nou eers 7 uur in die oggend. So ons gaan, as ek daar terugkom. En vir die wat belangstel, ek sal kyk of ek vanaand, 6:30 vanaand, Suid-Afrika tyd, 'n live kan doen om weer te catch up met julle ouens vir vrae en antwoorde. En ek sal werk met ons ateljee en Koepel TV om te sien of hoe ons daai ding gaan uitwerk om 'n live vanmiddag of vanaand Suid-Afrika tyd te doen. Sien julle dan later, geniet die dag.